Hallo en welkom. Vandag kyk ons bietjie dieper na 'n baie belangrike stukkie papier vir jou herstel. Dis Dr. Gregory Weir se riglyne na jou arteriogram of dalk 'n angioplastie. Ja, hallo. Daardie riglyne is, kyk, dis eintlik jou kaart vir die volgende paar weke, né? As jy dit volg, help dit jou herstel glad verloop en jy weet, hou daai komplikasies weg. Okay, so dis nogal ernstig. Kom ons spring dadelik weg met daai heel eerste fase. Die eerste dag of 2. Die dokument sê, en dis amper geskree, mooi die rag op sit nie. Hoekom so drasties? Wel, dis krities. Jy moet dink daar is 'n klein opening gemaak in 'n aar, gewoonlik in jou lies. Enige drukking daar, soos om regop te sit of jou heup te buig, kan probleme veroorsaak. Soos bloeding. Presies. Bloeding of 'n lelike swelling, 'n hematoom, so daai plat lê is regtig vir jou eie beskerming. Reg. Maar sê nou jy moet, ek weet nie, badkamer toe of iets, die nota gee daarom 'n klein bietjie ruimte. Ja, maar baie min. Kyk, die reël is, as dit absoluut moet, dan net vir 5 minute elke 6 uur. En dan ook nie regop nie. Dis 'n 45 grade hoek, so half lê, jy weet, op kussings gestit. So slouch. Ja, presies daai woord word gebruik. En bestuur is heeltemal uit. Selfs as passasier, hou daai bene reg uit. Okay, die sleutel is dus, moenie daai heup meer as 45 grade buig nie. Dis die belangrikste ding vir daai eerste 24 tot 48 uur, ja? Goed, posisie is nommer 1. Wat nog aan daai eerste ruk? Rus, vloeistomme. Ja, rus is ewe belangrik. Die protokol sê duidelik, geen strawwe goed nie, vat dit rustig. En 'n goeie wenk wat genoem word, lig jou bene effens, bietjie hoër as jou hart as jy lê. Hoekom help dit? Dit help met die sirkulasie, verminder swelling. Dis maar net goeie praktyk. En water drink. Ja, baie belangrik. Genoeg water help jou niere om daai kontrasmiddel uit te werk wat hulle gebruik het. En dis goed vir algemene herstel. Goed, dan na daai eerste dag of 2 begin jy seker dink aan die wond self. Ja. Hoe maak jy skoon? Dis redelik eenvoudig, maar jy moet dit reg doen. Daai verbande van die hospitaal, alright, haal jy af terwyl jy stort. Dan maak jy die gaatjie area skoon. Hulle noem Pronto-San of net steriele soutwater. En stort is okay. Stort is okay, maar hou dit kort. Die riglyn sê minder as 5 minute. Reg. En dan, baie belangrik, droog dit mooi af. Moenie vryf nie, druk dit liggies droog en plak skoon nuwe verbande op. Dit klink hanteerbaar. Nou die medikasie. Die woord streng word gebruik. Dit klink wel streng. Dit is, en met goeie rede, hierdie medikasies vir al die antiplaatjiegoed soos aspirien en klopidogrel is daar om te keer dat daar nie nuwe probleme soos bloedklonte by die plek vorm waar gewerk is nie. Dis kritiek. En as jy reeds ander bloedverdunners gebruik het? Dan gaan jy gewoonlik daarmee voort, maar dis iets wat jou dokter sal bevestig, soos warfarin of rivaroxaban. En ook baie belangrik, hou aan met jou ander gewone medikasie vir bloeddruk, diabetes, cholesterol. Moenie net iets los nie. Absoluut. Kommunikasie met die dokter is seker maar die sleutel daar. Altyd. En wat as jy, wel, as iets nie reg voel nie, wanneer moet jy alarm maak? Die reël is eenvoudig. As jy twyfel, bel die spreekkamer. Onmiddellik, moenie wag nie. Veral as jy skielike pyn kry of baie swelling of jou been voel dood of swak. Ander tekens? Ja, verkleuring as die been blou of baie bleek word, of natuurlik as die wond weer begin bloei, enige skielike verandering. So, beter veilig as jammer, bel maar. Presies. En maak seker jy daai opvolgafspraak gewoonlik binne so 2 weke. Dis belangrik. Okay, so ons het die korttermyn gedek, maar wat van vorentoe, die instandhouding? Ja, dis die langtermynprentjie. Die fokus skuif nou na jou algemene vaskulêre gesondheid. Daaglikse oefening word sterk aanbeveel sodra jy die okay kry. Gewoonlik so na 4 weke kan jy weer voluit gaan. Watter tipe oefening? Stap is wonderlik. Fietsry, swem, dinge wat daai kuitspiere werk en die bloed laat vloei. En dan is daar 2 ander groot dinge. Gewig en rook. Essensieel, ja. Langtermyn gewigsbeheer is belangrik. En dan rook. Die dokument is baie duidelik. Ophou rook is nie onderhandelbaar nie. Dis krities vir jou bloedvate,
Hulle noem self medikasie om te help ophou rook. Ja, varenicline of buprion, dit wys net hoe ernstig hulle is daaroor. As ander metodes nie werk nie, is daar hulp. Goed, so kom ons vat gou saam. Eerste paar dae. Lê plat, minimale heupbuiging, versigtige wondversorging. En daai medikasie, absoluut presies soos voorgeskryf. Weet wat die waarskuwingstekens is. En moenie huiwer om te bel nie. Reg. En dan vir die toekoms. Oefening, gesonde gewig en finaal totsiens sê vir rook. Dis die padkaart. Presies. Dis alles ontwerp om jou die beste kans op 'n goeie, gesonde toekoms te gee na hierdie prosedure. Eilike belangrike riglyne. Nou, hier is iets om oor te dink vir jou, die luisteraar. Jy fokus nou op hierdie eerste stappe, né? Die leer, die verbande. Maar watter een klein dingetjie kan jy dalk nou al begin beplan vir daai langtermyn gesondheid waarvan ons gepraat het? Miskien solank dink oor 'n lekker, veilige staproete vir wanneer jy weer kan. Of as rook 'n ding is, dalk net 'n bietjie meer lees oor daai hulpmiddels. Net een klein treetjie voor vorentoe.